Amen, amen. Het is lekker om julle te sien vanaand. En ons is super opgewonde oor hierdie reeks Labor to Legacy, wat absoluut gaan oor jou roeping en wat gaan oor jou werksplek. En op die einde van hierdie reeks is die hart en die gedagte dat jy sal gatskop, sal heers, sal die domein wat die Here vir jou gegee het, ernstig opvat en nie net jou werk sien net as 'n werk nie, en nie jou werk net sien as 'n plek wat net insignificant is nie, maar die Here is baie strategies met waar hy jou plaas. Nou, voor ons in die preek ingaan vanaand, voor ons hierdie reeks afskop, net twee praktiese dinge wat nodig is vir jou om te weet rakende hierdie reeks. Die eerste ding is vir jou om die volle prentjie en die volle depth van hierdie preekreeks te kan ervaar, moet jy deel wees van 'n klein groep. Ons noem dit host groepe. Nou, as jy klaar in 'n groep is, great stuff. As jy nog nie in 'n groep is nie, dan word deel van 'n groep. Twee maniere hoe jy dit kan doen. Jy kan either 'n klomp vriende bymekaar kry, mense wat jy van weet en sê, kom ons wees vir die volgende 6 weke 'n groep en ons disciple mekaar in hierdie volgende 6 weke en groei saam. Of as jy nie dit kan doen nie, dan scan jy vir ons hierdie QR-code, dan sê jy, hey, ek wil graag 'n klein groep join, en dan hierdie Woensdag wat nou kom, Woensdag aand, kom al ons groepe bymekaar hier so op kampus, en dan gaan ons vir jou wys hoe lyk die video's wat ons vir jou gaan gee, want ons gee vir jou 'n video, ons gee vir jou 'n boek vir jou wat die groep host, gee vir ons jou 'n groepleiersboekie wat jy kan gebruik om die aande te fasiliteer. Ons gee vir jou alles wat jy mag nodig hê om dit effektief te kan doen. So Woensdag aand wil ons jou wys hoe dit gaan lyk, en dan journey julle van die week af daarna, dan journey julle op julle eie deur hierdie 6 weke. So, die eerste ding wat jy gaan kry, is jy kry 'n klein groep, 'n boekie, vir die leiers, en as jy een wil hê, kan jy een koop ook. Hy lyk soos daai, dis R80 vir 'n boekie. En dan het ons ook 'n daily devotional, 'n boekie wat jy kan volg dag na dag. Dis 'n 40 dagstukkie boekie. Wat jy kan volg, so daar's 'n paar maniere hoe jy dit kan doen ook. Eerstens, jy kan vir jou 'n boekie gaan koop, daar agter, boekie kos R50, en jy kan elke dag journey, die stukkie van die dag lees, die skrif van die dag lees, en die gebed van die dag lees. Jy kan dit op 'n PDF kry, of jy kan dit volg op YouVersion, okay? So jy kan hierdie hele Bible plan kan jy op YouVersion kry, jy scan die QR-code wat op jou koevert is, wat op die stoel is, hy vat jou hiernaartoe, en hy sal jou guide van daar af waar om te gaan, ensovoorts. Amen. Ons sien uit om hierdie saam met julle te journey. So, vanaand se tema, ons skop vanaand hierdie aand af, en die titel van vanaand se preek is The Blessing of Work. The Blessing of Work. Sê so, my work is a blessing, and not a curse. Daar's 'n teologie, 'n persepsie, 'n waarheid wat uitgegaan het, wat sê dat werk het ontstaan as gevolg van die sondeval, en die Bybel sê, op die sweet van jou aangesig sal jy jou brood eet en jou geld verdien, en mensdom van daar af het hierdie mentaliteit gecultivate, dat sê, ek moet werk, dis 'n straf, dis nie lekker nie, dis nie hoe dit is nie, en dis nie die waarheid nie, want werk was gegee vir Adam, voor die sondeval gebeur het. Nou wat werk net kom doen het, is dit het net frustrasie ingebring, dit het struggle ingebring, dit het 'n doring in die vlees ingebring, en werk het sy oorspronklike doel verloor, soos wat alles anderste sy oorspronklike doel verloor het, as gevolg van die sondeval. Maar werk het nie daar begin nie. En ek wil jou vanaand een stapie terugvat, en baie van julle ken hierdie al, maar jy moet dit weer hoor, want dit is belangrik vir ons om te verstaan, hoekom ons werk. Okay? En newsflash, die main purpose van werk is nie om geld te maak nie. Yes. Die main purpose is nie om te gaan waar geld is nie. Maar die main purpose is om te gaan daar waar die Here jou plaas, en geld sal na jou toe kom. Kan jy saam met my sê amen? Because money serves purpose. Money serves calling. And money
is supposed to serve you. You are not supposed to serve money. Dis 'n goeie plek om te sê dankie, dankie, dankie. Amen. Geld is daar om jou te empower. Dis daar as 'n resource ingeplaas in jou lewe en sodat jy effective kan wees. So die myn rede vir werk is nie geld nie. So die myn rede vir werk is die volgende. Ons lees daarvan in Genesis hoofstuk 1 vers 28. God gee hierdie instruksie vir Adam. So then God blessed them and said, be fruitful and multiply, fill the earth and govern it. Says, so may govern it. Regeer daaroor. Hê dominion. So die Here gee aan ons hierdie aarde en hy sê dis joune, heers daaroor. Heers gaan in gelyking met ontwikkel dit. Bewerk dit. Maak iets daarmee. Regeer oor die aarde. So, dit is die instruksie wat God gegee het vir Adam. Maar wat nog ons interessant is ek weet nie of jy dit geweet het nie, maar jy kan dit gaan lees in Genesis 2, en gaan dit nou ook vir jou lees, dat niks het op die land gegroei, niks het uit die aarde uitgekom, totdat God Adam in die tuin geplaas het nie. Want daar was niemand op die aarde om dit wat God op die aarde gesit het te cultivate nie. Kom ek bewys dit vir jou, Genesis 2 vers 5. When the Lord God made the earth and the heavens, neither wild plants nor grains were growing on the earth. For the Lord had not yet sent rain to water the earth. And there were no people to cultivate the soil. So die aarde as hy moes groei sonder mens wat hom cultivate, sou net wild en woes gewees het. Okay, dan gaan hy verder, vers 6. But instead, springs came up from the ground and watered all the land. And then the Lord God formed the man from the dust of the ground. Na hy die gees eerste gemaak het, Genesis 1 maak God die gees van die mens, Genesis 2 maak hy die vlees van die mens. Okay? He formed the man from the dust of the ground. He breathed the breath, wat ook vertaal kan word as he breathed the spirit. Want breath in Hebrews is ruach, wat vertaal word as spirit. Then he breathed the breath of life into the man's nostrils, and the man became a living person. Nou, vers 8. Then the Lord God planted a garden in Eden in the east, and there he placed the man he had made. The Lord then made all the sorts of trees grow up from the ground, trees that were beautiful and produced delicious food. So die aarde het begin ontwikkel en begin groei die oomblik toe ons op die aarde geplaas is. Nou is dit baie interessant is van God, en God werk so in principle. God gee vir ons meeste van die keer, en ek wil amper die woord sê altyd, iets wat nog nie ten volle ontwikkel is nie. God gee vir ons 'n resource, 'n bron, 'n saad, iets wat potensiaal dra. God begin altyd met mensdom, met klein, en ons cultivate die klein, en dit wat ons vergegee is, groei, soos wat ons leer, hoe om te werk, dit wat die Here aan ons toevertrou het. So ek kan gaan kyk, die aarde was vir mens gegee, sonder dat enige iets ontwikkel was op die aarde. Maar die aarde was wel gegee vir Adam vol potensiaal, vol minerale, full of resources, full of wealth. Genesis 2 kan jy ook gaan lees. Later sê die Here, you should go to the land of Havilah, to where the river Pishon flows, for there you will find gold that is exceptionally pure, and in that land you will find onyx stone, you will find silver, bronze, en dan noem hy klomp minerale wat jy daar kan gaan vind. En hier kan Adam hulle gaan en mensdom kan gaan en hierdie minerale vat en iets maak met dit. En hier's wat die Here doen.
En dan gaan ek hom hier pause, en dan later, in een van die ander weke praat ons oor the purpose of work, dan gaan ons verder en dieper hierin gaan. Maar God skep die aarde tot en met 'n sekere punt, toe stop hy. Toe skep hy die mens. En omdat God creator is, maak hy mensdom creative. Om iets in niks te kan sien nie. En nou sê God, jy gaan nou met my partner. En nou gaan ons co-create. Nou gaan ek en jy saam hierdie aarde verder ontwikkel. En ek gaan jou die vermoë gee. Ek gaan jou die gifts gee. Ek gaan jou die talente gee om te kan doen wat ek jou vergeroep het om te doen. En toe gaan die Here en hy maak musikante. En hy gee vir musikante die vermoë om note te kan hoor, om musiek te kan skryf, om keys te kan identifiseer van ons. Sing net saggies, ek weet jy dink jy kan sing, maar jy is toondoof, aanvaar dit net. Ja, accept net die feit dat ek het ook net nie die gawe om musiek te kan maak nie. Maar nog geen liedjie was geskryf nie. En God roep musikante om musiek te kan skryf. Dan gee hy vir mense 'n mathematical brain, 'n wiskundige brein. En jy het die bevoorregte gawe gekry om na 'n formule te kyk. Die onderwyser het nog niks gesê nie, maar jy weet presies waar dit aangaan. Ons like julle nie. Want jy laat ons altyd so stupid voel. Wat bedoel jy? Dis maklik. Dis net so tot die mag gooi, daai en so oor dit. Hoe weet jy dit, ou? Hoe weet jy dit nie? Maar hy gee vir jou die vermoë om wiskunde te kan sien, om wiskunde te kan doen. Hy maak wetenskaplikes en jy kan chemie doen en jy kan al die staf doen. Vir van die mense, jy kan net 'n stokmannetjie teken, dan klats jou brein uit. Maar vir van julle kan julle diepte teken in 'n tweedimensionele prentjie. Jy kan 'n skets sien en jy kan even shadowing insit. Ons skare weer in 'n prentjie. Dis net amazing hoe die Here ons op verskillende maniere gemaak het en hierso is die blessing van werk. Ek en jy het die voorreg om nou saam met God hande te vat en ek en jy kan nou die gawes gebruik wat die Here vir ons gee en ons kan nou dit geniet om saam met die Here te gaan ontwikkel. Kan jy saam met my sê amen? We were called to develop the earth, to build, to create, to govern, to sustain, build systems. Om die koninkryk van God op die aarde te vestig. Werk is 'n blessing. En Jesus het gekom en hy het die effek van sonde weer kom reverse en hy het die oorsprong van werk weer kom terug installeer in ons lewens. Sy werk is nie meer tot die sweet van jou aangesig sal jy jou brood en jou geld verdien nie. Dis nie wat is nie. Werk is nie veronderstel om een of ander las te wees op jou lewe nie en ek gaan nou vir jou iets daar lees. Dis nie veronderstel om 'n burden te wees nie. It's a blessing. Ongelukkig maak jou baas die plek nie so lekker nie. Ongelukkig kry jy kollegas wat die werksplek nie so lekker maak nie. Ons sal hulle nou uitsort, okay? Ek kom daarby. Sê so my, I am blessed because I get to do life with God. I am blessed because I get to work with God. I am blessed because I get to work for God. Dis amper hierdie mentaliteit waar jy opstaan in die oggend, Here, wat doen ons vandag? Wat moet ons vandag bou? Here, lei my vandag in die vergadering. Wat wil u kom neersit in die vergadering? Dalk is julle besig om 'n nuwe uithaler te bou. Dalk bou julle 'n planter en julle kort 'n nuwe idee en raai wat, die Heilige Gees is die boffen van alle wysheid van alle idees en Here kan in een oomblik boom vir jou die solution kom gee vir daai ding. Daar was een keer, hy spesialiseer in petrol. Ek weet nie wat noem jy die ou nie. Okay, petroleum kundige iets. In elk geval, die ou is in Bethel Kerk in California en hy werk vir NASA en hulle is besig om 'n nuwe vuurpyl te bou wat 'n sekere ding moet gaan doen, maar hulle het gesukkel
om die regte formule te kry wat vir hulle die gewig van die petrol gaan gee wat hulle nodig gehad het. Hulle het nodig gehad dat die petrol 'n sekere gewig moet wees. Okay, I didn't even know that was a thing. En hulle kry dit nie reg en hier is ontploffing na ontploffing na ontploffing na ontploffing en die ou ken die Here, hierdie ou wat ek nou van praat, en hy gaan eendag en hy sê, Here, sal jy my help om hierdie solution te kry, of om 'n solution te kry vir ons probleem wat ons het. In daai aand droom hy van 'n formule. Pretty cool. Hy word wakker, daai formule sit vars in sy kop, hy skryf dit neer, hy gaan daai dag terug na sy toe, hê vergadering, en daai formule was presies die formule wat hulle nodig gehad het om 'n regte gewig te kry vir daai petrol. It's pretty cool, né? It's pretty cool hoe intricate die Here is en die dinge wat ons dink, ag, die Here sal niks hiermee weet te doen wil hê nie. Ag, die Here worry nie oor hierdie nie. Ag nee, ek gaan nie weer 'n plaas hoekom vra oor hierdie. Nee, come on, hier staan jy in die oggend op en jy vat saam met jou hande en sê, dit is 'n blessing vir my vandag, om saam met die Here te kan werk. Amen. En ek wil hê ons moet ons gedagtewêreld of ons persepsie oor werk begin verander. Want as jy jou werk sien as ek gaan werk toe om geld te verdien, gaan jy mismoedig bly. As jy jou werk sien om net nie deur jou baas opgecheck te word nie, om nie gemicromanage te word nie, gaan jy nie jou werk geniet nie. As jy werk toe gaan, net omdat jy moet, gaan jy nie voorkom nie. Maar ek werk nie vir 'n baas nie. Ek werk vir God. Jy werk vir God. Jy werk saam met God. Die salaris kom net deur die baas. Maar hy is nie God nie. Amen. Van julle moet nou baie harder sê, amen! Wil my baas met 'n koekie gegooi het of iets. Kolossense 3 vers 23, Paulus sê, whatever you do, do your work heartily, as for the Lord, rather than for men. Wat ook al jy doen dit vir die Here, en nie vir die applause van mens nie. En die aand as jy slaap, gaan jy getuig aan die Here oor wat jy gedoen het met dit wat hy aan jou toe vertrou het. En ek sal nou vir jou 'n storie vertel wat ons verder gaan verduidelik oor hierdie. Saam met Efesiërs 2 vers 10. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works. We were created to do good works. Nou, wanneer God jou roep binne in 'n werksplek in, kan ek is bewus van realiteit of van die realiteit om te sê, dit is nie altyd lekker nie. En dit verstaan ons. Daar's baie keer druk, daar's deadlines, daar's angstige oomblikke, so dit is nie altyd happy clappy woehoe nie. Maar die oomblik wanneer werk alleenlik vir jou 'n burden is dit veronderstel om 'n rooi vlaggie in jou hart op te laat gaan. Either is jy in die plek waar die Here jou nie wil hê nie, of jy het nog nie discover hoekom jy is waar jy is nie. Want Jesus het gekom en ons lees hiervan in Johannes 10 vers 10, julle kan hom vir my opsit. Hy sê, the thief comes to steal, kill and destroy, but my purpose is to give them a rich, het ek net gesê rich, and satisfying life. Your work is supposed to be fulfilling. Your work is supposed to be satisfying. Nou kom ek gebruik gou 'n onderwyser, enige onderwysers in die huis vanaand. Steek julle hande lekker hoog op. Kom ons gee hulle 'n hengs aan 'n klap, want hulle het dit nodig. Kyk, as baie mense sê hulle is moeg, dink ek, ja, whatever, maar as 'n onderwyser sê hulle is moeg, dan glo ek hulle. Hulle werk net so hard soos pastore, baie hard. Julle kan saam met my stem, onderwysers, dis tiring. Daar's 'n emotional burden op jou van die kinders wat in jou klas sit, wat uit gebroke huise uitkom. En dit raak jou in jou hart. En dit breek jou in jou hart. En jy het buite meer so aktiwiteite en jy gaan op toere op naweke. En dit voel op daai oomblik, hierdie is bietjie rof.
Maar dan kry jy mense, 5 jaar van nou, 10 jaar van nou, dan sien hulle iewerste en hulle hardloop na jou toe. En hulle tackle en sê, juffrou, ek wonder of jy sê dankie, dat jy in my geglo het in daai tyd. Want as dit nie vir jou was nie, het ek dalk my eie lewe gevat. And that is a satisfying feeling. Amen. That is very satisfying. Jy het dalk jou eie besigheid. Enige iemand hierso, hardloop jou eie besigheid, steek jou hand op. God help julle. Here asseblief help hulle. Ons weet, dit is nie maklik nie. Jy kry laagste salaris. Inteendeel, party maande kry jy nie salaris nie. Jou werknemers, hulle werk, en een van die maand kry hulle salaris, jy soek en sweet oor, hoe gaan ek hulle salaris betaal? En dit baie keer voel soos 'n las, baie keer voel soos 'n burden. Maar dan staan jy 'n trekkie terug, en jy kyk vir al die mense wat vir jou werk, en jy sien hoe jy 'n werksplek geskep het, waarin mense kan kom werk, geld kan verdien, en kan sorg vir hulle vrouens en vir hulle kinders. Dit is 'n satisfying gevoel. Is julle met my? Amen. Verstaan julle die prentjie van God came to give us a satisfying life. Your work is supposed to be fulfilling. As jou werk nie vervulling bring, soos wat ek nou genoem het nie, then get with the Lord, en vra vir hom, Here, hoekom is ek hier? Show me. Matteus 11 vers 28, Jesus said it self, come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest. Ek gaan nie 'n las op jou sit nie. Ek wil dit dalk hier ook pause gou. Baie ouens beleef werk as 'n massive straf, want jy doen 'n werk wat jy nooit geroep is om te doen nie. Jy doen iets, want iemand het vir jou gesê, gaan doen daai werk, want dit gaan vir jou geld maak. Nou doen jy daai werk, jy verdien nie geld, maar jy is miserable. Ja. Ouers, ons kan nie ons kinders direk in die careers in wat geld maak nie, ons moet hulle direct in die careers in wat God hulle vir geroep het. There you will find fulfillment. There you will find joy. There you will leave a legacy. En ouers, moenie bang wees vir wanneer die Here sy roeping release vir jou kinders en dink, waar gaan die geld en hoe gaan die dit en hoe gaan die daai? Die Here is hulle God en hy sal geld by hulle uitkry soos wat hy wil. God is God, moenie God cap op 'n stelsel nie. Vers 29. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls, for my yoke is easy and my burden is light. So jou werksplek is 'n plek waar jy create en bou. En Jaco, Loellen het laasweek gepraat oor die woord werk beteken eintlik avodah, wat ook beteken worship. En worship beteken ek kan bid, Here, met my talente. Jy bou iets, jy maak dit en jy kyk daarna en sê, wow, Here, kyk wat het ons gebou. And you give glory and honor to God for what you are creating. En ek wil vir julle die mooi skrifvers lees ook in Romeine 12:1. Hier is die message vertaling. Paul sê, so here's what I want you to do. God helping you. Eating, going to work, walking around, life, and place it before God as an offering. Place your workplace before God as an offering. En sê, Here, ek gaan nou my lewe neerlê in hierdie fase. Ek gaan na myself een kant toe skuif en ek gaan nou toelaat dat U deur my wil kom doen wat U wil kom doen binne in hierdie situasie. Selfs al beteken dit dat iemand anders te gaan benefit van my labor of, then so be it. Then may that person be blessed because I'm in that place. En ek gaan nou vir jou 'n storie daarvan vertel. Kan jy gou saam met my hierdie imagine vir net 'n paar oomblikke? Kan jy imagine wanneer ons besigheidsvergaderinge gevuld is met integriteit, gevuld is met die wysheid van die Heilige Gees? Kan jy imagine wanneer ons skole gevul is met compassion,
wanneer daar liefde vir mekaar is binne ons skole. Kan jy imagine as ons huise gevul is met die teenwoordigheid van Christus? It's beautiful. Kan jy ook imagine as ons werksplekke gevul is met excellence? Dis awesome om te weet. En ons doen alles wat ons doen, doen ons vir die Here. Maar selfs vir jou, dalk het jy besluit om jou werk op te gee, want jy wil kinders grootmaak, selfs in daai kontingent. Is jou werk nie useless nie, maar sê sommer amen. Want dit is harde werk. Ek weet, is baie mans wat stay-at-home dads wil wees. Moenie. Ring, ring. Vrou, hoe sit ek die skorrelgoedwasser aan? Druk jy aan knoppie. Okay. Ring, ring. Waar is die skorrelgoedseep? Op die skorrelgoedwasser. Okay. Ek dink ons sal 'n sakkie job doen, manne. That's just right. Ons kan ook nie borsvoed nie. So laat die een wat geontwerp is om te borsvoed, laat sy haar werk doen. Laat sy ma wees. Amen. Hy kind het jou nodig. Vir die eerste paar jaar van die kind se lewe, ma, is jy sy of haar alles. Hulle wêreld draai rondom jou. En is okay. Om te sê, ek gaan vir 'n season in my lewe, gaan ek dalk minder verdien. Die huisgesin gaan dalk minder verdien, maar ek gaan present wees vir my kind. Hulle breins vorm, ons baie mooi goed het vorm daar in hulle lewens. Nog 'n ding wat ek vanaand met jou wil share oor rakende hoe jou calling werk, is mense gaan soek hulle roeping in wat trend. Hoeveel van ons hier is influencers? Ja, jy kan maar sê, jy is 'n influencer, jy maak net nie meer geld as ons almal, so. Of jy soek jou werk in dit wat staat, of jou calling in dit wat status voorsien. Of in dit wat geld maak. Jou roeping, wat God vir jou gee, is nie bepaal deur jou wiskundepunte nie, is nie bepaal deur jou skooluitslae nie, is nie bepaal deur die graad wat jy het nie, is nie bepaal deur die hoeveelheid geld wat jy in die bank het nie. Is ook nie bepaal deur die mense wat jy ken nie. Die roeping wat God op jou lewe het, is bepaal deur hom en hom alleen, en raai wat, daai roeping, hierdie is baie goeie nuus vir jou vanaand, is uitgemaak voor jy al gebore is. Het God al sy mind opgemaak en sê, ek roep jou vir hierdie. Die Prophet Elijah sê, before you have formed me in my mother's womb, you have ordained me. Het die Here hom al geplaas in daai posisie, you have ordained me as a prophet to the nations. Nog voor hy enigsins iets regs gedoen het, of verkeerd gedoen het. En raai wat? Wat ook al die regering doen, of kies om te doen, het geen effek op jou roeping nie. Wat ook al jou punte se uitslaa is, waar is die studente? Julle almal hierdie kant, het geen effek op jou roeping nie. Die hoeveelheid geld wat jou ouers in die bank het, het geen effek op jou roeping nie. Romeine 11, vers 29, hierdie gaan jou bless. The gifts and the call of God are irrevocable. In other words, it cannot be removed. Die konteks van hierdie vers is Paulus wat vir die ouens skryf van God wat 'n roeping gehad het op Israel. In die storie draai Israel hulle rug op die Here en die Here sê vir Israel, my roeping bly. Hy sê in Akkie Amplified, for he does not withdraw what he has given, nor does he change his mind about those to whom he gives his grace or to whom he sends his call. So wat jou in die plek gaan kry waar jy moet wees, wat jou gaan posisioneer
in die plek waar jy moet funksioneer, is nie jou talente nie, is nie jou werke nie, maar is God se roeping alleen. En nog vir jou 'n ding, Spreuke 18 vers 16, sê hierdie powerfully, a man's gifts makes room for him and brings him before great men. Die roeping wat die Here op jou het, kry jou in die posisie waar jy moet wees. Jy hoef niemand te bribe nie. Jy hoef nie 'n gesiggie op te sit vir iemand dat hulle van jou moet hou en jou 'n promotion gee nie. Baie mense soek 'n verhoog. Nee, jou roeping sal verhoog vir jou oopmaak. Jou gift wat die Here vir jou gee, maak vir jou deure oop. You'll never have to fight for it. Dis hoekom die hustle culture so toxic kan wees. Want ek's 'n hustler met hom. I grind op 'n millionaire before 25. Met my watch, maak bly my ma se huis, maak dit 'n duur watch. Jy ry jou pa se kar, maar jy sê op Instagram is my kar. Hierdie hustle culture is gevaarlik, want ons kan vinnig God speel in die hustle culture. Sê, Here, ek gaan myself submit onder U, en dit wat U nou vir my gee, gaan ek goed doen, en ek gaan dit baie goed doen. Of ek nou 'n plok kry, of ek nie 'n plok kry nie, of ek hou van wat ek moet doen, of ek nie hou van wat ek moet doen nie, ek gaan dit doen vir U. Want ek weet, dat U sien dit wat onsienbaar is. En ek gaan U toelaat, Here, dat U die gift in my kom cultivate. En soos wat die gift groei, increase deur jou platform, increase jou platform. Jy het dalk 'n gift om geld te maak. Jy moet nooit vir iemand werk nie. Jy's 'n briljante entrepreneur, en die Here gaan daai ding al begin stimulate op skool al. Jy het 'n sekere gift wat die Here in jou toevertrou het, en daai gift gaan jou plek kry in die plek waar jy moet wees. En ek wil dit vir jou vanaand bewys met die storie van Josef. Nou Josef het die gawe gekry om drome te ontleed. That was his gift. En die Here het hom daai gift gegee. Gift beteken he did not earn it. Amen. En die gawe was aan hom gerelease toe hy nog jonk was, hier by 16, 17 jaar oud, en hy droom een aand hoe sy broers voor hom gaan buig. Hoe die hele Egipte area voor hom gaan buig, en hy staan die oggend op en hy deel met sy broers hierdie ongelooflike beeld, en hy sê, ek het gedroom, julle gaan voor my buig. Nou wat dink julle sal enige broer of suster dink oor dit? But he had a dream. En hy was gifted met dit. Toe wat doen hulle toe? Hulle verkoop hom, gooi hom in 'n put. Nou moet jy onthou, die droom wat die Here vir jou het, is om te heers oor Egipte. He's got a gift. Hy eindig op in wie se huis? In Potifar se huis. Die generaal van die weermag. Nou, een ding wat jy moet verstaan van Josef, hy het nooit victim gespeel nie. Hy het nooit sy lippie getrek nie. Maar hy was altyd faithful in wat die Here, of hy was altyd faithful in die plek waar die Here hom geplaas het. So as iemand nou in hierdie huis plaas, wys my wat ek moet doen en ek gaan dit goed doen. En die Bybel sê dat oralste waar Josef gegaan het, oralste waar Josef sy voete geplant het, daai plek was gebless. Oralste. En toe sit Josef sy voete binne in die huis van Potifar, en ewe skielik is Potifar sy huis 'n blessing. Because he is in that place. Wat gebeur toe? Potifar se vrou like hierdie ou, was 'n jong mooi man gewees, sy try hom verlei, hy sê, moenie nou by my kom nie, sy sit hom op vir failure, Potifar gooi hom in die tronk. Weereens, Here, dis nie die droom wat ek gehad het nie. Ek het gedroom hoe mense voor my gestaan en ek en Here, nou is ek in die tronk. But still, Lord, I will be faithful to you. Now I'm in jail, Lord, show me what I need to do. En omdat Josef in die tronk was die tronk ewe skielik gebless, en die hoofguard in die tronk het so baie van Josef gehou, dat hy hom aangestel het oor al die ander prisoners. En omdat daar 'n gift was op Josef se lewe,
het 2 van Farao se diensknegte in die tronk beland, en hulle droom hierdie drome. En hulle word die oggend wakker en hulle is vervreemd met die droom en raai wat, Josef het die gift, hy sê vir hulle, kom ek interpreteer hierdie drome vir julle, en hy sê vir hulle, dit beteken dit en dit beteken dit. Langs vir die kort, hierdie 2 diensknegte gaan terug in Farao se huis in, dit eindig so toe op, dat Farao kry 'n droom. En hierdie 2 diensknegte onthou, wag 'n bietjie, daar was 'n ou in die tronk, wat faithful was aan die gift wat die Here vir hom gegee het, en kyk gou waar beland Josef in die volgende oomblik. Your gift will make room for you and bring you before great men. Al wat jy moet doen in lewe is just be faithful to what God has entrusted you with, and He will promote you in the right season. Amen? Maar alles wat ek mee besig is 'n blessing. Where I work, I bless. Waar Josef sy voete geplaas het, daar het hy gebless. En almal om hom was beter af as gevolg van hy wat daar was. En jy sit vandag hierso en jy sê die volgende, hey, maar ek maak my baas ryk. Maar ek is die rede hoekom hy is waar hy is. Ja, jy's dalk besig om 'n Josef te wees in daai company. That company is blessed because you are there. Amen? En net daarna die volgende prentjie stel Farao hom aan en hy sê, kom partner met my en ek en jy heers saam oor die hele Egipte en so waar as wragtig. In Genesis vers 50 kom sy broers en hulle kniel toe wraggies voor Josef. And everything he saw came to fulfillment. So ek encourage jou vanaand. Die tema van vanaand, work is a blessing. Gaan jy van hier af en gaan bless jy jou werksplek, want jy is daar. Jou werksplek sal beter afwees omdat jy daar is. En wie gee om wie van wat van jou dink, wie wat van jou sê, wie se kinder agter die rug sou wat? Ek het nie met julle gepartner nie, ek het met die Here gepartner. Ek doen dit nie vir julle nie, ek doen dit vir hom. So môreoggend gaan jy opstaan. En jy gaan opstaan met 'n lied in jou hart. En jy gaan sê, Here, dankie vir vandag. Dankie dat U hierdie posisie aan my toevertrou het. En ek gaan hierdie posisie ernstig opvat. En ek gaan nie dien in hierdie posisie. Ek gaan nie mens dien nie. Ek gaan nie soek vir die approval van mense nie. En ek weet, Here, dat U sal my promote in die regte oomblik op die regte tyd. You just do you and you just be you. Moenie die persoon langs jou probeer wees nie. Jy gaan jou roeping mis. Amen. Ek wil vanaand saam met my opstaan. Ek wil vanaand vir jou bid. Dat jy iets moet besef vanaand. So ken het nou daarvan gemention. Die Ou Testament het die Here vir Dawid hulle gesê om die ark te bou. In Engels sê ons the Ark of the Covenant. En binne in hierdie ark het hulle die 10 gebooie gebêre. En hierdie ark het die teenwoordigheid van God verteenwoordig. En dit het so uitgewerk dat oralste waar hierdie ark neergelê was, in die dorp, in die huis, waar ook hulle het mag gewees het, daai huis, daai dorp was gebless, omdat die teenwoordigheid van God daar gerus het. En ons weet dat die teenwoordigheid van God produce baie vrug. Die realiteit vandag is, dat daai stelsel is mee weggedoen. Dat die Here rus nie meer op 'n mensgemaakte ark nie. Die Here rus nou op jou. Want die 10 gebooie word nie meer gestoor in daai ark nie. Die 10 gebooie word nou gestoor binne in jou hart. Want Jesus sê, I will write the law and engrave it into their hearts. So raai wat? You are now the carrier of the presence of God. And wherever you rest your feet,
that place will prosper and that place will be blessed because you are in that place. Can you somebody say amen? Come on, werk is a blessing. Kom ons vat die volgende song, kom ons worship en proclaim dit oor jou. Proclaim that I am the blessed and therefore I shall be a blessing. Hallelujah. Kom ons gee die Here lekker aan 'n klap en dan worship ons. Gaan ons.